Liewe vriende, familie, luisteraars, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Beer uit Romeine en vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 16 vers 1 tot 16. U is welkom om hierdie teks op u eie tyd te lees, maar u sal sien dat dit redelik verskil van dit wat ons vroeër behandel het. Hoekom? Want hoofstuk 16 vers 1 tot 16 is groeteboodskappe. Paulus stuur groete aan mense wat oor sy pad gekom het, gelowiges, die wat saam met hom in die tronk was en tot geloof gekom het, of selfs nog voor dit, mense wat saam met hom op sendingsreise was, mense wat sterk leierskap neem in die kerke, vriende wie se ouers en familie vir hom ook gesorg het. Ek onthou van 'n vriend van hom wie se ma vir hom ook soos 'n ma was, omgegee het. En dan besef ek net weer die voorreg wat ons het, dat ons roeping nie bloot persoonlik van aard is nie, maar ook gemeenskaplik, dat ons as 'n geloofsfamilie mekaar kan aanmoedig en aanspoor om vir die Here te leef, vir die Here te werk, om saam in sy diens te kan staan. Terwyl ons hierdie dinge in gedagte het, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dikwels neem ons dit vanselfsprekend, daai oupa wat ons gehad het, wat vir ons uit die Bybel uit gelees het, die ouma wat ons gehad het, wat ons vertel het van liewe Jesus, die pa wat met ons gepraat het, teologie, dit wat hy vir ons kom doen het, ma wat Jesus se liefde deur haar omgee vir ons geopenbaar het, boeties en sissies in die geloof, wat ons aangemoedig het, vir ons gebid het. Dankie dat ons nie alleen is nie, dankie dat u Heilige Gees gee om saam met ons te wees tot u weerkom, maar ook dankie dat u vir ons 'n familie gegee het, dat ons kan behoort, dat ons mekaar kan aanmoedig, wanneer dit voel asof ons nie meer krag het nie, wanneer ons mekaar kan bid, wanneer een van ons swak is, wanneer ons saam met mekaar kan huil, as ons die seer van die lewe beleef, maar ook saam met mekaar kan juig, wanneer ons sien hoe u koninkryk deur die stof van hierdie wêreld breek. Ons is so dankbaar dat u die hoof is van hierdie pragtige familie, van u kerk, en dat ons kan deel hê daaraan. Help vir ons om vir mekaar lief te wees en vir mekaar te sorg. Help vir ons om na aan mekaar te leef, soos ons na aan u leef. Here, ons weet dat baie van ons familielede in Christus ook ly in hierdie wêreld. Ons klomp mense met kanker, mense wat in die hospitale lê, mense wat geliefdes verloor het, ouers verloor het, kinders verloor het. En hierdie seer van die wêreld maak tog dat 'n mens tot 'n groot mate so hard gebroken is en wonder, Here, wanneer kom u? Here, is daar nog hoop? Help vir ons om juist dan vir mekaar by te staan, om u hande en voete te wees. Gebruik ons om juist daar vir mekaar u beeld te wees, u verteenwoordigers te wees. Here, mag u vandag alle eer ontvang, mag hierdie familie u naam groot maak, mag hierdie huisgesin van God u naam besing. Dankie dat niks wat hierdie wêreld teen ons kan gooi, geen siekte, geen donkerte, geen bose magte, niks, kan die liefde vir hierdie kerk van u, hierdie familie van u, hierdie huisgesin van u, minder of meer maak nie. Dit kan ons nie skei van die liefde nie, en daarvoor eer ons u. Ontvang ook ons lof vanmôre. Ons bid dit in u groot naam. Amen.